Goeiemôre, 13 Januarie, so 'n paar refugee vrae en antwoorde. Eerste ding voor ek begin, baie belangrike afkondiging. As jy Truecaller op jou selfoon het, sit dit onmiddellik af asseblief. Truecaller, sit dit af. Enige ding op jou foon wat nommers scan en vir jou sê of dit spam is of so iets is of nommers potensieel kan blok, sit dit af tot jy Amerika toe kom. En hou altyd 'n pen en papier in jou broeksak of in jou hempsak, iewerster. En antwoord asseblief elke liewe oproep, al lyk dit soos 'n spam of wat. Antwoord is dit agterkom, dis iemand wat iets in jou wil afsmeer, druk net die foon dood. Maar op daai manier gaan jy nie oproepe mis van die Kenyans of die Americans of whatever ook al in die proses is nie. Want ek is seker dat al hele paar mense hulle oproepe gemis weens goed wat op jou foon is wat inkomende oproepe blok of so iets. En dan sien ons, hulle sit vir maande en maande wat hulle aansoek gedoen het en nog niks van gehoor het nie. So doen dit, doen jou self 'n guns. Vat maar die spam calls as dit kom en druk die ding in hulle ore dood as jy agterkom is spam, maar antwoord elke liewe oproep wat jy kry. Want 10 to 1 is een van hulle kom van hierdie program af. So dis net om iemand bietjie inligting te gee. Kyk jou e-mails ook. Maak seker jy kyk elke dag jou spam folder en jou e-mail ook, want baie keer sal dit dalk soontoe kom. So e-mails, foonoproepe, sit af die Truecaller ding, check jou spam. As jy enige ander firewalls in jou e-mails het, miskien moet jy dit afsit vir eers tot jy die proses aan die gang is. Iemand vra, kan ek outreach doen in Amerika soos ek in Suid-Afrika doen by kerke en so, of moet ek eers 'n sekere tyd wag? Nee, jy kan onmiddellik outreach doen. As jy aankom as 'n refugee. Veral as jy kry mos nie 'n salaris of iets nie, so jy hoef nie eens te wag vir 'n werkspermit of so iets nie om by jou kerk deel te neem en outreach te doen en sulke goeders. Nee, jy's fine met dit, moenie worry nie, en dis baie mense wat dit doen en baie plekke wat dit ook doen. Moet ons oorspronklike dokumente soos skryfbriewe en so goed ook apostolize? Nee, dit nodig nie. Nie waarvan ek weet nie. Behalwe as hulle vir jou sê, die goed moet geapostolize word. Anders is dit nie nodig nie. En obviously, as jy dit vertaal, gaan dit daar moet 'n erkenning iewers te wees dat dit korrek vertaal is. Maar as dit 'n oorspronklike Engelse dokument is, en jy sal fyn wees met dit. Volg net die instruksies van wat hulle jou gee. As hulle jou e-mail stuur met instruksies, volg dit net. Moet ons, watter staat, ek is 'n enkel ouer, wat se staat is die hoogste inkomste, maar ook die laagste lewenskostes, dat ek seker maak, ek sal alright wees as enkel ouer. Nou, jy gaan nie so 'n staat kan identifiseer nie. Daar is 'n staat wat jy weet, hierdie staat het die hoogste inkomste en die laagste living cost, want meeste state, amper al die state, is hulle inkomste is gebaseer op die living cost. So ek kan nie vir jou sê, gaan na daai plek of daai plek toe nie, want hulle gap is groter as die ander se gap nie. Moenie worry nie. Jy gaan regkom, ek beloof jou. Hier is 360 miljoen mense in Amerika en almal kom reg. Almal kom reg. Hier is 'n 4% unemployment wat glad nie nodig is nie. Hulle sit maar op hulle gat, hulle is te lui om te werk. En dis nie eens nodig nie. Hier is mense wat op die straat bly, hulle het ook nie eens nodig nie. Maar dis 'n klein persentasie van die 360 miljoen mense wat hier bly. En almal maak 'n lewe. If I'm approved long ago, waiting for flights. My medical would expire because it expires. It's only valid for 6 months. What do? You do nothing. Don't go and tell them, hey, my medical is expired. Let them tell you, okay, hey, you haven't flown yet, we need to send you for another medical. If they don't send you for another medical, just wait for their stuff. They will, because they have the paperwork, they have everything of your case. They can see your case. They can see when you did your medical, and so on, and they can see when they put you on a flight. So if they don't worry about that part. They may come back to you and tell you, okay, before you can fly, you have to do another medical because it's been 6 months now. Then you just go do that. Just follow their instructions. Okay, don't worry about anything else. Follow their instructions. Will our phones work in the United States? Yes and no. So, South African phones you get here, you can connect to any Wi-Fi. It will work. Most phones will work on Wi-Fi.
so you can connect back to South Africa, your family, and so on. Maybe just turn off the roaming because it'll get you a pretty penny. But if you start a phone line here in America, you don't have to bring your South African phone. And you can bring your South African phone if it's compatible and put in a SIM card. But most companies here, where you start a phone line, actually provide you a phone on contract and so on. So don't worry about that too much. But you bring your phone with you. You can make, in the first couple of weeks and months, you can still use that phone connected to the local Wi-Fi. You can actually have Wi-Fi in your house, connect that, and use WhatsApp or whatever you use to call people home, and you can still use that. What about the current political climate in America? We just see there's big problems, and we're running away from problems, but we run straight into another problems. Please, 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 please stay away from social media and the media, because the media over here, and I'm talking specifically referring to the political crisis in terms of the refugees in Minnesota and other places where there's riots and stuff. The media is blowing this thing out of proportion. It's not even 10% as bad as people try to make it out to be. And it's isolated to small areas. I live here in Tennessee. I don't look around. I don't see any riots around here. We had some small group walk up to the state capitol yesterday or the day before. If it's 100 people, it's a lot. They walked up there to protest the shooting of that one lady in Minnesota, and walked up there and provide their paperwork to whoever I provided, and they walked off again. There was no problem. So please don't listen to all the media, especially social media. People are blowing it out of proportion. They have to put sensation into media, otherwise they can't sell their media. So if you take away all the sensation, you see what's reality. Don't worry about that part. And you'll get used to it. Media over here is sensationalizing everything and politicizing everything to sell papers, to sell the news. That's what they do. Dan het ons gesien vandag, klomp mense geland na Amerika. Klomp mense vandag hier aangekom. En hulle word uitgegaan na destinations toe. So die program is groot. Hierdie seker een van die grootste groepe wat op een slag hier aangekom het. Op een dag hier aangekom het, is vandag. So die dinge beweeg, mense. Die dinge beweeg lekker. Ek het e-mails gekry van ek moet vingerafdrukke en goed gaan doen, maar nog nie 'n foonoproep en so nie. Hey mense, as jy e-mails begin kry, dis die kontak wat hulle met jou maak. Volg op, gaan doen wat hulle vir jou vra. As jy e-mails kry, volg op met die e-mail en so aan. As jy vir sê waartoe jy moet gaan en spesifiek, gaan doen dit. Gaan volg op en gaan doen dit. Dis wat jy begin is. Baie mense se eerste kontak is per e-mail. En baie keer is jou eerste kontak wat hulle met jou maak is om te gaan vingerafdrukke sodat hulle begin background checks op jou begin doen. Iemand het gevra, hey, wat van ek sou bekommerd, kom jy 'n groot oorlog en gaan Amerika betrokke raak en gaan dit ons 'n impak hê op ons as ons in Amerika aankom. So, nog 'n ding. Ek het nou weer die naweek gesien op social media. Iemand het gesê daar, the doomsday plane flying for the first time in decades. En hier kom 'n groot oorlog, want hulle het 'n vliegtuig gesien wat, die doomsday vliegtuig, almal weet wat dit is. Ek weet, almal weet seker nie. Dis ons airborne command and control vliegtuig wat hulle die president in kan gee, en vandaag kan hy nuclear missiele laat launch en alles. Dus hulle noem dit 'n doomsday vliegtuig. Dit beteken as daar nuclear oorlog reg oor die wêreld is, hy's binne in daai vliegtuig, hy word rondgeskuif en hy kan die hele wêreld of die hele weermag van daai ran. Ja, maar hy het die eerste keer in decades gevlieg, so hier kom 'n ding. Bullshit. Daar vlieg gereeld. Dis maar net iemand wat nou weer die dam onder die een se golletjie wil uittrek. En ek het dit gesien op social media, Saterdag of Sondag. Dis nou weer die service. Dis die probleem met die service. Hulle sien tanks op 'n trein wat op besig is om te deploy iewers en hier kom die government ons aanval of hier kom iets. As jy hierdie tipe video's op YouTube en op social media sien, wees welkom as jy kan my kom vra, is dit legit of nie, wat is die storie, want gewoonlik is dit klomp civies, wat nie ook include wat nie weer mag aangaan nie, wat hulle eie opinies lig, en mense versprei dit as die waarheid. Nie, kom nie 'n oorlog in Amerika nie, gaan Amerika ander plekke invade, ja, Amerika gaan vir Iran aanval, want hulle wil nie luister nie,
Gaan dit 'n groot probleem wees? Nee. Gaan Amerika vir Groenland invade? Nee, mens nie nodig nie om Groenland te invade nie. Daar's net flippend 10.000 mense wat daar bly, of ek weet nie eens wat se getal nie. Amerika sal hulle nie military invade nie, daar's ander sprake, maar gaan dit 'n impact in Amerika hê? Nee. Gaan ander lande Amerika kom aanval? Hulle kan hulle beste try, hulle gaan nie regkom nie. So moenie oor dit worry nie. Hier in Amerika is jy fine, ek beloof jou. As jy 'n groot nuclear oorlog uitbreek oor die wêreld, hoef jy anyway nie te worry nie, want as ek en jy en almal van ons binne die eerste 2 dae almal dood anyway. So ons sal mekaar daar in die hemel kry en chat ons daaroor in die hemel. En chat ons oor die refugee program in die hemel, dan ons by mekaar sit. So dis al vir vandag, sorry vir die laaste bietjie sarkasme. Ek is net baffled beteken met die civies se opinies, is hulle tanks so goed sien rondskuif. Gooi maar vrae hier onderaan, dan antwoord ek dit weer deur die week. Geniet julle dag verder. Totsiens.